So ons gaan wat ek wil doen is, ek wil eintlik hierdie week en volgende week het ek so 'n bietjie van 'n Bybelvers wat die Here op my hart kom dreef, wat ek graag met julle wil deel, en ek vermoed dalk gaan ons die Bybelvers doen op Kersdag ook, maar kom ons kyk hoe werk dit. En dit gaan Matteus 1 vers 23. Dit is ons buisvers vir die volgende paar weke. Die maagd sal swanger word en 'n seun in hierdie wêreld bring, en hulle sal hom Immanuel noem. Die naam beteken God by ons. God by ons. Sien, vir Christene is dit baie maklik om te weet dat God is met ons as jy op die mountaintop is. As jy bo op die berg is. Dit is maklik vir ons om te kan sê God is met ons as jy daai SMS kry, ching, en jou bonus is in. I'm rich. God is met my. Het is maklik om te dink dat God is met ons wanneer jy daar die pos gekry het waarvoor jy aansoek doen en laat weet jy, luister, die volgende jaar 4 Januarie of 5 Januarie begin jy met daai nuwe pos. Come on. Jesus is met my. Het is maklik om te dink dat God is met ons wanneer jou span wen. Ek wou sê rooi span, maar niemand gaan dit verstaan nie. Right. Dis maklik om te sê, dat God is met jou wanneer jou kinders die aand deurslaap. En jy en pappa word wakker en jy besef, Jesus, ons het deurgeslaap. Want ek praat even met babas en mamas van babas. Ons het klomp van hulle hier. Prys die Here, moenie worry nie, op die ouderdom van 7 slaap hulle deur. Net so by the way. Dis maklik om te dink, my kind het deurgeslaap, God is met my. Dis maklik om te dink dat God is met my wanneer ek uiteindelik daar die favorite parking spot langs Walmart se deur gekry het. En ek hoef nie ver te loop nie, want in hierdie tyd is dit 'n nagmerrie om parkering te kry oral. Dit is maklik om dit te weet. Dit is maklik om God se teenwoordigheid te voel wanneer jy bo op die berg is. Maar dit is totaal anders te wanneer jy in die vallei is. Dit is totaal anders te wanneer jy dit nie so goed gaan nie. Dit is totaal anders te wanneer jy bang is. Dit is totaal anders te wanneer jy alleen voel, seergemaak is, slegte nuus ontvang of depressie het. En daarom wil ek nie vandag met jou kom chat oor die God van die mountaintop nie, ek wil vandag met jou kom chat oor die God van die valley. Oor die God van die vallei. En dit is interessant vir my, dat soos ek met mense te doen kry, en met mense praat, dat meeste van ons mense se lewe kan goed gaan. Meeste mense sal vermoed, jy kan sit en as ek kan vra, is God goed vir jou, gaan almal omtrent van julle hande kan opsteek, en kan sê, yes Erik, in meeste van die areas in my lewe, is ek op die mountaintop. Maar daar's daar die een area wat my lewe aftrek. Daar's net daardie een ding wat my terugvat die hele tyd na die valley toe. En ongelukkig is baie van ons daar. Daar's sekere seisoene, sekere areas wat net wonderlik gaan. My huwelik is amazing, Erik. Ek is on the mountain top met my huwelik. Dit gaan goed met my huwelik, dit gaan goed met ons. Dis great stuff, maar my kinders maak hierdie dom besluite. En dit hou my terug in die valley. Jesus, Erik, ek voel so, dis 'n seisoen in my lewe waar ek so naby God voel. God is so naby my. Man, it's amazing. Ek sien hom sommer. Ek voel God naby my. Mountaintop, maar is daai een area waar jy bang is jy verloor jou werk voor die einde van die jaar. Dit bring jou terug in die valley. Sit hier die mountaintop, jy's opgewonde oor vakansie. Kan nie wag nie, Erik, jy beter preek, ons gaan hier na ry. Maandagoggend, 6:00, is ek by die see, dan swem ek som die valies. In die see, soos net ons wil swem, in die see. Ek kan nie wag vir vakansie, ek kan nie wag vir die family. Erik, ek is op die mountaintop. In die valley is daar een area wat jy slegte nuus ontvang het dalk oor jou gesondheid. Dalk jy slegte nuus gekry oor iemand anders. Dit bring jou terug in die valley in. Soveel dinge kan wonderlik gaan, maar as die een of die twee dinge wat jou heeltyd terugneem na die valley toe. Ek het hierdie konsep gekry by ons is deel van AAK, en hulle so elke jaar het hulle so 'n konferensie waar al die pastore bymekaar kom, en ons is daar gewees, en pastoor Dino Rizzo van oorsee, hy's die leier van AAK Global, kom ons sê so, het oor hierdie ding gepraat. En dit het nog my hart gesit, ek het die hele tyd neergeskryf. The God of the mountain and the God of the valley. En hy het eintlik spesifiek met pastore gepraat, want dit is so, né? Baie keer vir my, ja, it's vol. God of the mountain. 2 vol barnyards. I am on top of the world. Luister, ek revival, bel. Die Here is goed vir my. Check al die mense. Die Here is goed. God of the mountain, maar wat niemand sien nie is dat ek in die week met my hande
die toilet wat verblok is, moes grou, want iemand anders kan dit doen nie. Wil jy my vuil nal sien? Nee, grap. Dan vra ek vir die Here, ek het nou net revival, Here. En as ek in die valley besig om die toilet te verstop met my eie 2 handjies, hierdie 2 handjies, besig om vir Alfred skoon te maak, vloere te was. Dan wonder ek. En hierdie vir my so, in die skrif beteken die valley 'n klomp dinge. As jy lees van die valley, is dit 'n plek waar gewoonlik daar oorlog gevoer was. En baie van julle sit vanmôre hier en jy's besig in oorlog. Aan die einde van hierdie jaar, hoeveelste is dit vandag? Dis vandag die 14de. Is jy in oorlog? Jy's in 'n seisoen van desperaatheid, jy's in 'n seisoen van alleenheid. Maar wat ook nice vir my is van die valley, dis juist in die valley waar geloof groei. Dis juist in die valley waar geloof bou. Dis juist in die valley waar jy God op 'n anderste manier ervaar as on the top of the mountain. Pastor Dino Rizzo het dit vir my so gesê in die woorde en ek het dit gaan neerskryf. Hy sê, we may enjoy God on the mountaintop, but we get to know Him intimately in the valley. We may enjoy God on the mountaintop, but we get to know Him intimately in the valley. En dinsdagoggend staan ek op. Boom. En hierdie vers is in my hart. Hoor wat sê die vers. Psalm 84 vers 6 tot 8 en dis waaroor ons vanmôre gaan chat. Dit gaan goed met mense wat hulle krag in U vind en graag na U tempel toe gaan. Vir hulle gaan daar fonteine oop wanneer hulle deur 'n dorre laagte trek en die vroeë reën sy seëning bring. Keer op keer ontvang hulle nuwe krag totdat hulle voor God in Sion verskyn. Hoor wat sê die Engels, ek het dit in Engels ook sommer saamgebring. Psalm Engels. What joy for those whose strength comes from the Lord, who have set their minds on a pilgrimage to Jerusalem. When they walk through the valley of weeping, it will become a place of refreshing springs. The autumn rains will clothe it with blessings. Sien kerk, elke keer as jy vallei, elke keer as jy van 'n dorre laagte lees in die Bybel, is dit gewoonlik 'n plek waar dit gevaarlik is. Net so by the way, die vallei is 'n gevaarlike plek. Daar's dorings, daar's wilde diere, daar's die duiwelse gunsteling dier, 'n kat, wilde katte. Hou julle van katte? Okay, well, sorry vir die kat lovers. Alright. Daar's skelms wat gereed is om jou te oorval. Die valley is 'n gevaarlike plek. Dis nie maklik om deur die valley te travel nie. Want jy kan nou maar, ek kan jou nou sê, as jy deur die valley travel, dan is daar moeilikheid. Jy gaan moeilikheid teekom. En hier kom die psalmskrywer so mooi en hy sê, dit gaan goed met die mens wat hulle krag in U vind. Dit gaan goed met die mens wat hulle krag in U vind. Sien kerk, ek wil hê jy moet hierdie vanmôre verstaan, dat ek weet, daar is dalk vanmôre mense wat nog nie Christene is nie. En ek is so bly jy is vanmôre hier. Prys die Here. En dan is daar mense vanmôre wat nog nie so God intiem ken, soos wat hulle dit behoort te ken nie. En dan is dit baie maklik om te sê, wanneer jy in die valley is baie maklik om te sê, Erik, ek gee op. Kan nie meer nie. Ek is klaar, ek het net genoeg gehad. Erik, ek is moeg. Mense in die valley. En dis die waarheid. Dis die waarheid. As jy God nie intiem ken nie, hoor mooi, is al wat jy nou het, is al wat jy het. As jy God intiem ken nie, is al wat jy nou het, is al wat jy het. Maar dan sit daar vir mense vanmôre en jy volg God. En ek en jy het weer 'n ander geloof. Ons glo dat ons het 'n groter krag wat sterker is as ons. Ons het 'n hemelse krag sterker as onsself wat net gevind word in Jesus. Daarom sê die Bybel, dit sal goed gaan met die mens wat hulle krag in U vind. Ek het op 'n stadium, toe ek teologie geswat het ek saam met 2 bodybuilders gegym. Lyk nie so nie, maar ek het, né? Ek het. En ek was bevoorreg geweest, my pa het vir my pa het my gym kontrak betaal, sommer daar by die universiteit se gym. En ek weet nie, hierdie 2 het 'n like in my gekry. Ralf is die een ou se naam en die ander ou se naam is Bram. Hulle was net sulke fris bulle. En teologie geswat. Ek is soos, luister, as jy nie luister nie, hulle gaan vir jou, hulle gaan Jesus in jou klap, that's for sure, né? So dis hierdie fris ouetjies, en hulle het 'n like in my gekry, en eendag vir my gevra of ek saam met hulle wil gaan gym, en ek is soos, yes, ek's in dit, jy weet. En ons het gegym, en hulle het altyd hierdie strategiese oefeninge gehad.
Hulle was nooit, hulle het gegym, maar strategies geoefen. Jy het elke spier moet hier werk en hierdie spesifieke werk. En een van hierdie strategiese moves wat hulle gedoen het, is hulle noem dit 'n fail set. So met ander woorde, jy laai 60 kg en dan stoot jy totdat jy nie meer kan nie en dan gooi hulle 20 kg af en dan het jy 40 tot jy nie meer kan nie en dan gooi hulle af. So naderhand het jy net met hierdie bar, hierdie stuk yster waarop hierdie groot gewigte kom. En dan gaan jy soveel as wat jy kan. Dit lyk stupid, alright? Want ewe skielik sien jy hierdie fris bil met net hierdie bar en hy's besig om te stoot. Maar wat stupider lyk is wanneer ek dit doen. Want wanneer ek dit doen, staan twee van hierdie fris bulle al twee die kante van my en dan het ek hierdie bar en dan sê ek 60 kg en dan 40 kg en dan aan die einde 20 kg en ek het hierdie en hulle hierdie fris bulle, kom Erik! Let it burn, baby! Let it burn! Ek sê, dit brand al klaar. en jy kan dit nog doen, Erik. Come on, Erik. Push, ek draai. Maar dan, come on, Erik. As jy dink jy kyk nie alles nie, dan kan jy nog 60%. Come on! En dan op 'n stadium, dan wat hulle doen is, as jy nou in die gym wêreld is, dan sê jy weet, hulle noem dit 'n spotter. So 'n spotter kom dan nou agter jou, en dan hou hy nou die bar vir jou vas, sodat wanneer jy nou kom, waar jy nie meer kan nie, en het val of iets, dan kan hy dit nou vir jou vashou. So daai, op 'n stadium, ek het nie eens my daai bar vas nie, en daai ou is, hy het dit. Come on! Jy kan dit doen, ek doen dit in geval, ek sê, jy doen dit, jy doen dit, en dan help hy my, en kan ek vermoed iemand bemoedig, dat as jy in die vallei is, en al jou krag is klaar, ken ek 'n spotter, en sy naam is Jesus, en wanneer jou krag klaar is, en wanneer jy nie meer kan nie, en jy soos Erik, ek kan nie meer nie, Erik, ek het moed verloor, Erik, ek is klaar, dan ken ek iemand wat Jesus is, en hy sê, sy krag is baie groter as jou krag, en hy het jou, en hy help jou, en hy tel dit vir jou op, as jy nie meer kan nie, want die Bybel sê, hy beloof dit, hy sê, indien jy swak is ek sterk, dit gaan goed met die mens, wat hulle krag in U vind. Kyk, die Bybel sê nie, dit gaan goed met die mens, wat hulle krag in hulle self vind nie. Die Bybel sê nie, dit gaan goed met die mens, wat hulle krag vind, deur om net aan te hou en vasberade te wees. Die Bybel sê, nee, die Bybel sê, dit gaan goed met die mens, wat hulle krag in U vind. Ek sê, dis die probleem. Ons het 'n probleem. Ons veraf God die gees van onafhanklikheid. Kom wees eerlik. Ek wil net onafhanklik wees. My goal vir 2026 is, ek wil net onafhanklik wees. Ek wil onafhanklik finansiëel wees, ek het niemand nodig nie, ek soek niemand nie, ek wil onafhanklik wees, ek worry nie oor iemand nie, ek sal nooit mense vertrou nie, en ek het nie God nodig nie. Ons veraf God onafhanklikheid. En die Bybel sê duidelik, ons is nie geskape om afhanklik te wees nie. Kerk, ek en jy is geskape om afhanklik te wees van God, en van ander mense. Dit gaan goed met die mens wat hulle krag vind in Jesus en by ander. Dit gaan goed met die mens wat hulle krag vind wat besef dat ek is op 'n punt waar ek nie meer kan nie, maar ek weet Jesus kan. Kerk, kan julle vermoere net so bietjie intap? Dis dalk is dit al hoekom jy vermoere gekom het, ek weet jy het nie nodig gehad om te kom nie, maar dalk het jy vermoere net gekom het, dat jy moet intap, dalk wat julle van julle vermoere net moet admit en sê, Erik, Here, ek kan nie meer nie, ek kan nie hier op my eie doen, Here, ek kan nie in 2026 ingaan, Here, ek kan nie hierdie Kers en hierdie feesseisoen ingaan, Here, ek het U nodig, ek kort U, Here, dit gaan goed met die mense wat hulle krag in U vind. Stukkie gaan aan, hy sê, dit gaan goed met die mense wat hulle krag in U vind, hoor mooi, en dan sê hy, vir die van hulle wat tempel toe gaan. Met ander woorde, die engel sê, they on a pilgrimage, on their way to Jerusalem. Met ander woorde, hierdie mense wat deur hierdie valley travel, is op pad iewers heen. Hulle is op pad na 'n plek toe van vreugde, Jerusalem. Hulle is op 'n pad na 'n plek van vrede. Hulle is op 'n pad na 'n plek toe van blessings. Hulle is iewers op pad. En jy mag dalk nou verbode hier sit en jy mag dalk in die vallei wees, maar prys die Here, jy's iewers sterk op pad. Ek lees een van die kommentare
Een van die kommentare in my kantoor het ek so dik kommentaar. Hoor wat sê hierdie een nou. Hy sê, to get to a place of refuge, you had to travel through the valley. To get to the place of refuge, you have to travel to the valley. En ek hou van hierdie prentjie. Dit is vir my so mooi hierdie prentjies, want soms om te kom waar jy wil wees, Ren het nou so mooi, heerlik. Om te kom waar jy wil wees, om te kom waar God wil hê jy moet wees, moet jy partykeer deur die valley travel. Om agter te kom hoe goed God is vir jou. Om te kom waar jy wil wees, om by die teenwoordigheid van God te kom, gaan jy moet travel, gaan jy moet aanhou loop deur hierdie dorre vallei, om die goedheid van God te ervaar. Die Engels sê dit so. Die Engels sê, what joy for those whose strength comes from the Lord. Hoor mooi, hy sê, who have set their minds on a pilgrimage. Het jy geweet oor wat jy dink maak saak? Weet jy hoekom ek hierdie sê, maar gaan dit sê. Het jy geweet wat jy dink maak saak? Paulus skryf dit baie duidelik vir ons. Hy sê, rig jou gedagtes op dinge wat bo is, en nie die dinge wat onder is nie. Want waar jy is een ding, maar wat jy dink is 'n totale ander ding. Want wat jy dink, maak saak. En ek weet nie wie van julle moet dit hierdie vanmôre hoor nie. Iemand moet hierdie hoor, jou huidige omstandighede mag dalk 'n vanmôre in 'n valley wees. Jou huidige omstandighede vanmôre mag dalk in hierdie dorre vallei wees, maar jou gedagtes kan steeds gerig wees op God. Jou hart kan vanmôre hier vol angs sit. En want jy weet nie wat jy doen nie en jy's bang en jy's vol angs, maar jou gedagtes kan steeds gerig wees op God. Jou siel kan vanmôre hier sit vol pyn en seer, maar jou gedagtes kan gerig wees op God. Jou emosies kan vanmôre hier gejaag wees oor alles emotional, maar jou gedagtes kan steeds gerig wees op God. Sien, lewe kan vir jou vanmôre way te veel voel. Dis Kersfeestyd, dis geskenke, dis family, jy weet nie hoe jy alles gaan gedoen nie en jou lewe is gejaag, maar jou gedagtes kan steeds gerig wees op die goedheid van God. Rig jou gedagtes op die dinge van bo en nie van onder nie. En hierdie boodskap is vir my. Julle hoef glad nie te luister, net ek moet vanmôre luister. Maar daar's 'n paar keer dat Alicia my gryp, hoe sterk sy ook al nie is nie. Sy kan my partykeer so gryp. Dan ruk sy my so, sy sê, moenie so dink nie. As ek, okay. Rig jou gedagtes, Erik. Moenie nou so dink nie, Erik. Dis okay, Erik. Ruk sy my so. Dink anders, Erik. Moenie nou so dink nie, Erik. Rig jou gedagtes op dinge wat bo is en op die dinge wat onder is nie. Want kerk, kan ek jou vanmôre herinner dat God is met jou en God is vir jou en greater is He who is in you than he who is in the world. En jy kan ek jou herinner dat my God het reeds 'n pad vir jou gemaak, dat my gees sê wanneer jy swak is ek sterk. Ek het hom nodig elke liewe dag vir my lewe. God se woord is 'n lamp soos vir 'n lamp vir my voete. Gee my elke dag die rigting en die leiding om heen te gaan. As ek voel ek kan nie meer nie en ek het nie meer krag nie, dan kom God en sê, dis okay. Ek het vir jou krag. Rig jou gedagtes op dinge van bo. Kerk, jy mag dalk vanmôre in die dorre vallei wees, maar jou gedagtes kan steeds gerig wees op die koninkryk van God. Jy kan steeds op pad wees na 'n plek van vreugde. Jy kan steeds op pad wees na 'n plek van blessings toe. Kan ek hierdie sê, hoor mooi. Die vallei is nie jou final destination nie. Hoor mooi, die dorre vallei waarin jy nou is nie jou huis nie. Dis nie jou final destination nie. Dan kom daai vers by my op. Psalm 23. Gaan hom nou in Engels sê, ken hom. As I walk through the valley and the shadow of death, I will fear no evil, for He is with me. As I walk through the valley. Nie as I camp through the valley nie. Nie as I stay as my final destination through the... As I walk through the valley of death. Oh, dis nie maklik nie. Val as ek seer gemaak voel. Val as dit voel iemand skuld my iets. Val as ek op 'n donker plek is. Hey, dis nie jou huis nie. As I walk through the valley of death. Kerk. Die valley, jy pas net through. Dis al. Hey, dis nie jou final destination nie. Jy mag dalk vanmôre in hierdie valley wees. Hey, jy pas net through.
As I walk through the valley. Kan ek vir jou raad gee? Hou aan loop. Moenie nou opslaan nie. Hou aan loop. Sê Here, ek gaan deur 'n donker vallei, maar my gerigtes is gerig op U, Here. As I walk through the valley of death. Ek gaan na U uitkom, Here. Dis nie nou lekker nie en ek voel nie nou great nie, Here, maar ek moenie nou opgee nie, Here. Ek gaan loop, Here. Julle geweet daar's about 3 Sondae oor of 3 weke oor voor die einde van die jaar dat God kan in hierdie 3 weke jou hele lewe verander as I walk through the valley of death. Hoor wat sê Psalm 48 vers 7. Ons gaan aan met ons storie. Daar staan vir hulle gaan daar fonteine oop van hulle deur 'n dorre laag te trek en die vroeë reën sy seëning bring. Hoor wat sê die 53 vertaling. Jy lê die 53 vertaling daar. Ek hou van hom. Hy sê as hulle deur die dorre laag te trek, hoor wat maak hierdie ouens? Maak hulle dit 'n fonteinland. Vir my mooi. Maak hulle dit 'n fonteinland, ook oordek die vroeë reën dit met seëninge. Met ander woorde, as jy vanmôre hier sit en jy is in 'n droë plek in jou lewe, sê die Bybel duidelik vir jou, maak dan vir jou 'n fonteinland. Hoe doen ek dit? Jy kry vir jou 'n graaf en jy kry vir jou ietsie kleins wat 'n gaatjie kan maak en jy maak so lank 'n gaatjie en God will bless it. Jy maak vir jou, eers Erik, maar dit reën nog nie eers nie. Exactly. Jy kry so lank daai graafie en jy sê Here, dit reën nog nie. Maar hier is die gat so lank. Ek is besig om in hierdie dorre vallei, hierdie gevaarlike plek, Here, is ek besig om 'n fonteinland vir my te maak. Here, ek grawe so lank, Here, wat ek weet U kan voorsien. Jy weet wat sê ons in Engels? Nie ons in Engels, jy weet wat sê die Engels is? Hulle sê, show me your faith. And God says, I will show you my faithfulness. God sê, if you dig it, God says, I will fill it. You dig it, God fill it. You show faith, God will show His faithfulness. En was dit nie eintlik Jesus se mentaliteit in die Nuwe Testament nie? Ek het so 'n bietjie vinnig gou die Nuwe Testament net so deurgeskyn. Hier kom Jesus te doen met 'n man vol melaats. In plaas daarvan het Jesus vir hom sê, hoorie, dink jy ek gaan jou gesond maak? Vra Jesus vir hom, wys my jou hande. En toe oomblik toe hy sy hande uitstrek na Jesus, toe sê Jesus, you show faith, I'll show faithfulness. Boom, gesond te sit. Toe hy daar by daai ou kom by die bad van Bethesda, met die mat, eers vir jare lank kom ek nie in die bad nie, die Here sê, dink jy ek kan gesond maak? Ek dink so, die Here sê, ek kan vat jou maatjie, en die oomblik toe hy sy maatjie optel, en he'll dig it, en hy show faith, toe sê God, I'll fill it, en toe word hy gesond. Kyk, hey, kan ek vanmôre jou herinner, as jy vanmôre hier sit, en jy's in 'n droë land, hey, jy grou, God sal dit vul. Jy begin plant, God sal dit laat groei. Jy begin bid, God sê hy sal dit hoor. Jy begin voorberei, God sal homself openbaar. Eers ek sit 'n dorre vallei met skuld. Jy begin R100 betaal en God will fill it. Skuld, vloek ek. Ja, ek wil so graag die woordigheid van die Here hê. Ek kry nie tyd nie. Jy begin met 'n Bybelvers 'n dag en God will fill it. God will fill it. Begin 'n gaatjie, sê Here, R100 is nie baie nie, maar hier is dit op my skuld, op my kredietkaart skuld. R100, Here, en jy sê, show me faith, and God says, I'll show you faithfulness. Weet ons van julle wat ten minste R10,000 'n maand oor het, die Here vra, gee vir my R400, dan wil julle nie dit doen nie. God sê, show faith, and I'll show you faithfulness. Ons gaan nie oor geld praat nie. God sê baie duidelik, draw near to me, and I will draw near to you. En van julle sit vanmôre hier en jy het die teenwoordigheid van God so lank teruggevoel. Dalk het dit tyd vir jou geword om jou graafie uit te kry en te begin grou. Grou vat tyd. Grou vat tyd. Maar ons is so gejaag in die wêreld. Imagine Moses 120 km/h verby die brandende bos. Hy sou dit gemis het. Hy sou dit gemis het. Maar ons is so besig partykeer met hierdie wêreld dat die Bybel sê hierso, ek het hier geskryf, die Bybel sê hierso, waar is ek nou? In hierdie Kersseisoen, wees stil en weet, ek is God. Kyk daai TikTok video, tyd oor hierso. Kyk daai TikTok video. Dalk het julle hom gesien van die pa wat voor sit in die voorsorgkamer en die dogtertjie sit agter. Sy's in haar kamer, besig om musiek te luister. En sy skree, "Papa!" En hy sê, "Ja." En sy skree, "Papa!" En hy sê, "Ja." En die derde keer, "Papa!" "Ja." Eers en die dogtertjie strip haarself en sy hardloop aan na pa toe sê, "Hoekom hoor jy nie as ek praat?" En die pa sê, "Jy verstaan nie mooi nie, ek het geantwoord. Maar jy kon my nie hoor nie, want jou musiek was te hard in die kamer." En baie van ons, die musiek van die wêreld is so hard in ons ore. Ons hoor nie wanneer die Here vir ons sê, "Ja, ek luister." En dalk is dit hierdie Kersseisoen. Wees stil en weet, ek is God.
calm down. Just walk through the valley of death. Nie stop nie, just walk. Kerk, God het nooit beloof dat daar nie 'n valley gaan wees nie. As jy dink omdat jy Christen is en alles gaan goed gaan, jou kinders moet A+ kry en jou kinders moet 100% kry, jy maak 'n fout. God het nooit gesê daar gaan nie 'n vallei wees nie, maar wat God wel beloof het is dat jy hoef nooit alleen te gaan deur die vallei nie. Want hy het 'n seun vir ons is gebore, sy naam is Immanuel. Wat beteken dit? God met ons. Kan ek jou vanmôre afsluit? Kan ek jou vanmôre vinnig vertel wie God is? As jy in die middel van 'n swakheid is, kom God en hy sê ek is jou krag. As jy vanmôre hier sit en jy is in 'n donker seisoen in jou lewe, kom God en hy sê ek is jou lig. As jy vanmôre hier sit en jy's in 'n moeilike seisoen, kom God en sê ek is jou vreugde. As jy dalk voel jy's in die middel van pyn, kom God en sê ek is jou vertrooster. Kyk, dieselfde God wat vir jou goed is on the mountain top, is dieselfde God wat vir jou goed is in die valley. In die valley. As jy vanmôre hier sit en jy's in 'n dondervallei op die 14de Desember en jy's op 'n punt waar jy sê Erik, ek kan net nie fisies meer nie. Kan ek jou bemoedig vanmôre? You just passing through. Dis nie jou huis nie. Dis nie jou final destination nie. Kerk, God is goed. God is vir jou en hy is met jou. En daar's 'n seun gebore met die naam Immanuel. God met ons. Ek wil afsluit met die vers. Psalm 139 vers 7 tot 10. Waarheen sou ek gaan om u gees te ontvlug? Waarheen sou ek vlug om aan u teenwoordigheid te ontkom? Klim ek op na die hemel? U is daar. Gaan lê ek in die doderyk? U is daar. Vlieg ek na die ooste? U is daar. Vlieg ek na die weste? U is daar. Daar lê u my hand. Daar hou u regterhand my vas. As jy in die valley is, just keep on walking. Die same God, that's mountain top, is dieselfde God van die valley. Kom ek bid vir ons. Here, dankie dat ons vanmôre net voor U kan stil word. Partykeer gejaag. Partykeer vol wêreldse musiek. Musiek van die wêreld. Vanmôre ons vir 'n oomblik net sal stil raak, Here. Mag Heilige Gees, ek kom bid dat jy vir elke liewe enetjie iets nou sê, Here. Uniek. Ook in sy hart. Dalk met 'n gevoel.